Ek wil net graag vra, ek praat van die konteks. Die konteks praat ook van die tyd toe die woord geskryf was, is anders as vandag. Maar dit moet nie beteken God het verander, maar die konteks het verander. So my vraag aan u is, kan jy vir ons prakties 'n voorbeeld of twee gee, waar die kerk vandag die woord van die Here misinterpreteer, en dit veroorsaak sierheid in soms in die evangelie huise, in die kerke, veroorsaak dit skeringe, en dit veroorsaak moeilikhede, en dit veroorsaak verhoudings wat breek vir ewig. Mense wat vir jare saam te dien, praat nie meer met mekaar nie, groet nie met mekaar nie, en dat is het net oor een skrif. Ons vat een skrif, en dan vat ons hy skrif, en ons vergeestelik. So, wil jy nie vir ons sê, net rondom dit, die gevaar verbonde om net een skrif te lees, en dit interpreteer, en dit 'n geloof te maak vir jouself. Die woord van God word nooit gebaseer op een skrif. Die woord van God, of dogma, of lering, word gebaseer op alles wat met betrekking tot leiding die hele Bybel betreft. En wanneer jy gaan kyk, bijvoorbeeld na hare, moes van hare. My pa en my ma was baie streng, dat my sisters mag nie haar hare besnij. Maar hy was 'n ding, dit was 'n kultuur tussen die Jode. Nou die Bybel praat daarvan, in 1 Korintiërs hoofstuk 11, praat hy van lang hare. Hy sê nie hare nie, hy sê lang hare. En ons weet van feit, dat almal die Jode se hare was baie lang. So die Here sê, daai hare is vir jou gegee, as jou glorie, wat hy praat met die Jode. Paulus, die laaste skrifgie, sê hy, maar ons het nie die kultuur in die Grieke nie. Met ander woorde, ons weet die kultuur is by julle in die Jode, maar ons het nie die kultuur hier by ons in die Grieke nie. Die ander ding wat ons mee sit, what about my black sisters and my black sisters who don't have long hair? Hulle kom gebore kort haar en haar sprinkel. So met ander woorde, as hulle nou gered, en die wat later gesnij het, gaan jou goed. Dit gaan nie oor die hare nie. Die Bybel sê, God kyk nie op die uiterlike nie, hy kyk na die hare. En baie keer kan ons gewoon met mekaar kwaad wees, oor klein dingetjies. My ma glo, sy weg na die Here toe, maar tot op die laaste, het sy geglo, sy moet spesifiek aangetrek wees vir die kerk. En ek het daar altyd gesê, mami, as die Here dit vir jou sê, dan doen jy. Maar moet nooit na iemand anders kyk wat ek nie doen nie. En dan is die persoon is erger as die nie. En my ma gaan vaar. Ek is baie vaar, want ons sê die skrif, sê nie so nie. Maar wanneer jy voel, dis reg voor die Here, doen dit in die Here, en jou seën. Dan moet ek nie afdoen op die